Terwyl ons vandag begin met hierdie begeleide gebed, wil ek hê jy moet fokus op hierdie skrifvers waar Jesus sê, ek is die lig van die wêreld. Fokus op hierdie vers. Jesus is die lig van die wêreld. Wat 'n mooi vers om hierdie meditasie en gebed en besinning en tyd van aanbidding te begin. Kom ons begin om die Here te dank vir sy lig. Enige iets wat 'n lig bring in jou lewe, en dit kom van Jesus af. Neem nou 30 sekondes en dank die Here vir sy lig, vir die voorreg wat jy kan hê om sy lig in jou lewe te kan beleef. Die werklikheid is dat ons lewe baie keer gevul is met duisternis, donker oomblikke gebeur, moeilike dinge kom oor jou pad. Ons vind onsself in 'n situasie van duisternis, dalk in die vorm van depressie, angs, vrees, bekommernis, twyfel, tragedie, en die lys gaan net aan. Maar in die aangesig van daai duisternis weet ons en kan ons vashou aan hierdie waarheid dat Jesus is ons lig en hy kan nie uitgedoof word nie. Jesus se lig verteenwoordig hoop. In ons samelewing ook, in ons kultuur praat ons van 'n lig as 'n metafoor, die lig aan die einde van die tonnel, maar hierdie lig van Jesus, dit kan nie weggesteek word nie, dit kan nie uitgedoof word nie, dit kan nie verwyder word nie. Dit kan nie toegemaak word nie, en daarom wil ek hê ons moet vandag hierdie kragtige lig van Jesus verklaar oor ons lewens, oor ons omstandighede, elke liewe area van jou lewe. So herhaal dit saam met my, verklaar dit. Jesus, dankie dat U is die lig in my lewe. Nog eenmaal, verklaar dit saam met my. Here, dankie dat U is die lig in my lewe. Ek wil nou hê jy moet dink aan iemand spesifiek in jou lewe, 'n persoon by sy naam, wat jy weet op hierdie oomblik 'n tyd van donker te beleef, wat die aanmoediging nodig het, wat nodig het om te weet Jesus is ook hulle lig. Dalk gaan hulle deur 'n moeilike tyd, so nou terwyl ons saam bid, kom ons lig hierdie persoon op voor die Here. Kom ons vra vir die Here in hierdie oomblik, namens jou vriend, familielid, jou broer, kollega, wie dit ook al mag wees, noem die persoon op die naam, en kom ons verklaar ook hierdie kragtige lig, hierdie teenwoordigheid van Jesus oor hulle omstandighede, sodat hulle ook sy lig van genade, vrede en teenwoordigheid kan beleef. Bid nou vir hierdie persoon op sy naam. Hemelse Vader, ons kom dankie vandag dat U is die lig van die wêreld. Ons dankie, Here, dat daar niks is op hierdie planeet wat daai lig, wat U lig kan uitdoof nie, wat dit kan toemaak of dit kan wegsteek nie. Here, U is goed vir ons en ons ontvang vandag U lig. Ons ontvang U teenwoordigheid. Ons dankie, Here. U is waarlik die lig van die wêreld in Jesus naam. Amen.